die huis van die Here te kan wees. Ek kan maar verskoning as jou stem verhoor nie so lekker is nie. Ek dink hy soek 'n bietjie aandag. Ek wil hê jy moet saam met dankbaar wees hierdie week. Die einde van die week. 58 jaar terug wat ek by Glorie begin het as 'n assistent daar. En ek dank die Here dat ons vasgehou het, ons deurgedraai na al die jare. En ek keer op dit dat ek kan dit sê baie keer by o Heilige Gees. Baie keer by. Pinksterdag. Daar was so baie daaroor gepraat wat gaan gebeur. Die Here gebruik die profeet Joël om te sê ek gaan in julle midde wees en daarna nadat almal gesien het ek is in hulle midde daar in Joël 2. Hy sê dan gaan ek my gees uitstort op alle vlees. Die seuns en die dogters, die ou mense en almal. En dan praat Jesus met sy disippels oor daardie belofte van die Vader. Dan na die kruisiging in die 40 dae wat hy saam met hulle was, lei hulle uit op die berg, Olyfberg, en dan sê hy gaan wag in Jerusalem totdat julle die belofte van die Vader ontvang het. En dan sien ek hierdie ouens, onthou hulle het besighede gehad, hulle was vissermanne, families gehad, hulle het ver gekom, as jy nou Israel ken, bo in die streek van Galilea af uitgekom, hulle was daar vir die groot fees, en nou sê die Here vir hulle, julle kan nie eens doen. Gaan wag in Jerusalem, totdat die belofte van die Vader gekom het. Ek meen, dit moes 'n geweldige toewyding gewees het. Hierdie ouens kom by mekaar en vir 10 dae lank bid hulle. 10 dae. Die fees is verby, alles is verby en nou die hemelvaart het gebeur. Hulle sluit die deur want hulle was bang vir die Jode en alles en nou vir 10 dae sê die ouens ons wag op die Here. Vroeger jare het ons wagdienste gehou wat ons vir 10 dae lank gebid het. En ek dink, miskien moet ons so 'n stukkie van dit terugkry, van toewyding, ernstige oorgawe. En daar's vandag so maklik dat die wêreld, die kerkewêreld wil populêr speel. En ons wil doen wat die mense wil om te doen. Ek dink besonder aan iets wat ek nou eendag gelees het, ek dink ek het dit al vir genoem, maar om my ouderdom kan ek mos maar iets herhaal, né? Dan sê die ou mense vergeet as ons gesê het, so ek wou iets herhaal. Maar die vrou kom by sy besoek 'n gemeente, en sy kom by die pastoor. Sy sê, "Man, I loved your sermon, but I didn't like the way you worship." He says, "Don't worry, it's nothing. We didn't do it for you." So if you didn't like our singing, it's okay. We talk to Jesus. Ons het vir die Here gesê, baie keer. Die skrif sê, en het in hulle geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. Wat 'n wonderlike ding. Nou kom hulle met hierdie wonderlike boodskap en hulle is daar besig om te aanbid. Wat doen hulle? Hulle is besig met die Vader. Hulle is besig met die Here Jesus. Hy het vir sy gaan plek berei. Hier is hierdie verskriklike verwagting vir Jesus wat gaan iets van die Vader afstuur, die Heilige Gees. En dan gebeur Pinksterdag. Die woord Pinkster in die oorspronklike taal, dit beteken letterlik 50ste. Die 50ste dag, na die kruisiging, die 50ste dag. Dan gebeur dit. 50 dae, kan nie dink waartoe daai ouens is. Hulle loop saam met Jesus 3,5 jaar. Dan word hy gevange geneem, hy word gekruisig. Die opstanding gebeur, die 40 dae verskyn hy, en dan sy weg. Dit was 'n geweldige omwenteling in hulle lewe. En dan sê die Here vir hulle, okay, moenie huis toe gaan nie. Los die bootjies en die visvang en al die goeders. Los al die goed, ek sal vir julle sorg. Gaan wag totdat julle die Heilige Gees ontvang het, wat ek van die Vader af sal stuur. En dan na 10 dae se gebed en toewyding, terwyl ek sien as ek die skrif reg verstaan, 120 van hulle daar die oppersaal by mekaar. Op daardie dag gebeur dit, die geweldige geluid van 'n wind, wat deur loop. Nou as jy nou daai gebied ken, dan sê jy weer die oppersaal is hierso, so eentjie daarvan af is die tempel. En daar is hy groot oopplein waar die skare by mekaar gekom het. En nou was dit daar vir die Pinksterfees, die skare oor die wêreld. En dan kyk hulle sê, wat gaan hier aan?
Hier is 'n verskriklike generasie agter ons, dat draai hulle om. En die uitstorting van die Heilige Gees vind plaas. Hulle sien 'n wonderlike ding gebeur. Die Handelinge 2 gaan lees, vers 1 tot 18. En die Heilige Gees kom neer en die skrif sê, en ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Verswindig. Die mense begin praat in tale en die Here stuur tonge van vuur op elkeen en dan staan Petrus op. Hierdie ou wat net nog bang was en onseker was en Jesus verraai het, staan op toe die Heilige Gees kom. En dan begin hy preek, hy sê, ek het julle gehoor. Julle sê hierdie ons is dronk, maar is maar die 3de uur, dit is maar 9 in die môre. Hulle dag het ons om 6 uur begin. Is maar die 3de uur. Hy sê, hulle is nie dronk van wyn nie, hulle is gevul met die Heilige Gees, want dit is wat die profeet Joël beloof het. Petrus preek af, gaan lees Handelinge 2. En dan, daardie dag, is so dynamiese inspraak van God in daardie mense, dat 3000 van hulle kom tot bekering. Ek sal dan gou daarvan om daai doopdiens te sien. Dit was awesome. Maar nou, ek wil vir u vat dan net vers 4 toe. Ek gaan nou nie die hele Handelinge 2 lees nie. Dis die huiswerk, u moet dit weer gaan lees. Want dit is so belangrik, Handelinge 2 is so belangrik. Maar hy sê in Handelinge 2 vers 4, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En hier, kyk hulle sê, maar as dit nie Galileese manne wat ons daaroor praat nie. Hulle was vissermanne, hulle was aangetrek soos die ouens van Galilea. Hulle het sekere identifiseerbare uiterlikes gehad. Ons weet nie wat dit alles presies was nie. Maar dan hoor ons hulle in ons eie taal. En hier praat hy in tale en nou sien ons, as jy gaan kyk, die tale en dialekte wat gepraat was op daardie dag, onder die salwing van die Heilige Gees, was 18 verskillende tale en dialekte. En dit word allemaal in Handelinge 2 verhaal. En dan word daar gesê word, hier is 'n Arabier wat uit Egipte uitgekom het en dan, of uit die Ooste uitgekom het en dan, maar daai praat Arabies, en hier is 'n ou uit Rome uit, en hy hoor daai praat Latyn. En skielik praat die Here deur mense wat niks ooit hulle taal geken het nie, en dan sê, maar hulle is Galileese manne, en ons hoor hulle oor God se groot dade praat. Wat 'n wonderwerk is dit gewees nie. Unieke dag, almal is vervul met die Heilige Gees. En nou wil ek vandag vir u sê, Pinkster is nie net 'n herdenking van iets wat lang gelede gebeur het nie. Ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek sê. Pinkster is die getuienis dat God steeds teenwoordig is. Ons onthou iets van 2000 jaar terug. Maar hierdie dag is die getuienis dat God steeds teenwoordig is. Dat hy steeds werk. Dat hy steeds mense aanraak en verander deur sy Heilige Gees. Dis wat ons vandag herdenk. By Bethlehem toe Bethlehem ster gekom het en Jesus se koms aangekondig het, wat hulle gesê het is, God is met ons. Hy is Immanuel. Hy sal genoem word Immanuel, God met ons. Maar op Pinksterdag word dit God in ons. Ek wil hê met die klein verskywing hoor van die proses van die skrif. Ou Testament en die Heilige Gees soms en nou en dan op mense gekom. Maar hier verander die traject van God se werking met mense. Dit was God met ons as Jesus kom en dan sê hy, ek stuur julle die Heilige Gees wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hy sal in julle wees. Die disippels het Jesus geken, sy stem gehoor, sy wonderwerke gesien. Maar na Pinksterdag het hulle verander van bang mense agter geslote deure na vurige getuies wat die wêreld omgekeer het. Baie wonderlik die ervaring van die redding van jou siel. Het is wonderlik om kind van die Here te wees. Het is wonderlik om Jesus te ontmoet as jou verlosser en zaligmaker. Maar dit is noodsaaklik om die transformerende ingrype van die Heilige Gees in jou binneste te ervaar. Daarom is die week wat voor lê vir ons so 'n buitengewoon belangrike week vir die gemeente se geskiedenis.
dat u hierdie boodskap sal onthou. Hy wil met ons wees, want hy wil ons transformeer. Hierdie mense, hierdie disippels was gered, hulle was God se kinders. Hulle het saam met Jesus geloop, maar hulle was bang en onseker op Pinksterdag. Toe die transformerende krag van die Heilige Gees nie net van buite kom, maar in hulle kom. Ons verstaan nie die dimensie van die Gees altyd mooi nie. Maar God het toe ons gemaak het hy in die skrif sê, het ons gees, siel en liggaam gemaak. Hy het vir ons hierdie komponente gegee wat van ons 'n mens maak. En in ons, en jy moet mooi hoor wat ek nou sê, in ons het God die kapasiteit gegee om met hom te verkeer. En nou sê die skrif, God is gees, en die wat aanbid met 'n gees en 'n waarheid aanbid. Met ander woorde, God wil met jou gees connect. Dit is daarom belangrik dat hy die Heilige Gees het gekom, sodat God in ons kan wees. Verskoon nog maar. Pinksterdag was die vervullingsdag van God se belofte. Wat Jesus beloof het toe hy met hulle gepraat het, daardie aand net voor sy kruisiging dan, Johannes 14, vers 16 en 17. Hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Jou Gees is in jou, deel van jou menswees. En vir die Heilige Gees, om met jou Gees te connect, moet hy in jou. Nou sê Jesus, die wêreld kan nie daardie ervaring hê. Die wêreld hoor die Heilige Gees pleit en oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, word oortuig van die waarheid van die skrif, word oortuig van die wonder van Jesus se werklikheid. Maar die wêreld wat nie die Here aangeneem het, kan nie die vervulling by die Heilige Gees ervaar soos die kinders van die Here nie. Hy sê, ek sal die Vader vra en hy sal julle 'n ander trooster gee, om vir ewig by julle te bly en in julle te wees. Dis wat op Pinksterdag gebeur het. En dan, net voor Jesus se hemelvaart, toe hy uitgelei het in Jerusalem, en dan stap hulle deur die Kidron van Lei, stap hulle oor na die Olyfberg toe. En net voordat hy gaan, dan praat hy met hulle, en hulle dink sy koninkryk gaan nou kom, 'n aardse koninkryk. Dan sê hy vir hulle, wag, julle nou gaan wag aan Jerusalem, totdat julle die belofte van die Vader het. Dan Handelinge 1 vers 8, wys jy 'n bietjie verder uit oor die gesprek van Jesus daar. Hy sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, en in Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. En kom ons wees nou eerlik, ons is in daai skrifgedeelte ingesluit, ons is so op die uiterste van die aarde van Jerusalem. Ek weet Jerusalem is 'n paar duisend kilometer van hier af. En dan sê Jesus, julle sal krag ontvang, julle sal my getuies wees. En dan, waar is Afrika? Afrika is ontsettend groot. Maar daar op die suidpunt van Afrika, daar is so 'n klein plekkie by die naam van Plettenberg. Julle sal my getuies wees, omdat julle krag van die Heilige Gees ontvang. God wil sy getuienis deur u en my vestig, bekwaam gemaak deur die inwoning van die Heilige Gees. Dis 'n misterie wat ons nie altyd kan verstaan nie, maar is 'n misterie wat 'n werklikheid is. Pinkster wys vir ons, God hou sy woord. Ek wil dit weer sê. Pinkster het vir ons gewys dat God hou sy woord. As hy iets beloof het, vergeet hy nie sy belofte nie. Partymal het hy dit lank voor die tyd beloof, maar hulle moes wag tot in die skrif 'n vervulling gekom het rondom daardie belofte. En lank voor Pinksterdag het die profeet Joël al gesê, dis die dag wat kom. En al die wysgeere van Israel het daaroor gepraat, maar dan sê Jesus, dit het nou gekom. Pinkster sê, God hou sy beloftes.
wat hy beloof het, vervul hy. En ek praat hierdie jaar ons maak oor die jaar van belofte. Die Here gee vir jou belofte spesifiek. En dit moet jy al vas. Ek wil nie sê, ek het 'n skrif ontvang, die Here het vir my werklik in my lewe beloof, maar dit gebeur nie. Wat gebeur dit nou? Want party mense wil ons 'n instant godsdienst hê. Jy weet, dis instant. Kan jy glo? Hulle het tot instant koffie. Kan jy glo? Instant koffie. Hulle het tot instant aardappels. Jy kan nie glo. Alles is instant vandag. Maar die Heer, God wil hê ons moet wag op sy belofte. Hy wil dit vir ons moontlik maak om sy heerlikheid te ervaar. Maar jou hart moet voorbereid wees. Jy moet daar wees waar God sien dat jy dit wil hê en ervaar. En soms is dit nodig dat ons vir sekere goed moet wag. Partymal moet jy wag vir genesing. Terwyl ek vanmôre bid vir my vrou, sê ek, Here, U woord gaan nooit ledig terugkeer nie as U dit uitgestuur het. Ek spreek U woord van genesing oor ons liggame uit. En U sê U woord sal gaan doen wat Hy gesê het. Ek weet Hy gaan nie leeg terugkeer nie. So ons wag vir die genesing. En soms moet jy wag. Soms moet jy wag vir daai getuienis. Soms moet dit ander mense inspireer dan jy gewag het en God se vervulling gesien het. Soms moet jy wag vir 'n deurbraak in jou omstandighede, jou finansies, werk en enigiets. Jy stoei met iets. Moenie 'n deurkop skop as God hom nie bepaal nie. Soms moet jy net wag dat die Here vir jou die beste kan gee. Soms moet jy wag vir God se antwoord. Soms moet jy wag vir die rigting wat die Heilige Gees jou wil lei. Hierdie mense wag 10 dae. Nou kan jy dink vandag, sê vir ouens, okay, daar in Pietermaritzburg baie, hoor jy, hierdie het nie gebeur, maar julle gaan niks aan met julle lewe nie, gaan wag daar, ek gaan na julle kom, en dan die eerste dag gaan verby. Die tweede dag, ja, die pastoor het nou van ons vergeet. Dan sê die derde dag, nee, ons ken hom, hy sal sy woord hou. Die vierde dag, waar ons weet wat gaan nie, wat eet ons vandag? En dan sê die ene, wel, ek het nou 'n stuk vis nog. Want ek sê toe Jesus verskyn het, het hulle vir vis en heuning gegee, sê die skrif. Die ander sê, ek het nog hele emmer heuning hier so oor, en die ander sê, maar ons het gedroogde vis, ek wil nog vir 'n bokkoms gemaak het. Ek sal nie weet nie, maar die vis by hulle gehou. Ek het daai goed die eerste keer hier in die Kaap gesien. Weet julle nog nie? As kies wat sal ek met die punte visbult op, ne? Maar in elk geval, ek weet nie wat het gegaan nie, maar hulle vis het gehou. Hulle het vis in heuning geëet daar. En want toe Jesus verskyn het, en hy sê, ek sê 'n spook, die gee mense om te eet, toe gee hulle vir hom vis en heuning, want hulle was daartoe gesluit. Die skrif sê, so ek bly dit in die woord. Broeder en suster, nou, partymal moet ons wag totdat die woord vervul het, want hoekom? God het 'n beplande tyd. Ek het nou eendag met hulle gepraat oor, God werk altyd met tydlyne. En nou sê, daar in Handelinge 4, Hebreërs 4 vers 16, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. God het 'n regte tyd waarop hy jou wil help. Die Heilige Gees bring, luister mooi, die Heilige Gees bring die teenwoordigheid van God naby jou. In die Ou Testament het God se teenwoordigheid gekom in 'n wolkkolom, hulle het hom in die aand gesien daar ver, in die dag in 'n vuurkolom in die aand. Hulle het sy wolk gesien neerdaal op die tabernakel in die woestyn. En dan het hulle geweet God is daar. Hulle het gesien in die tempel, by die inwyding van die tempel, en toe Jesaja gebid het, die ander manne, God is daar. Maar dit was altyd daar. Maar nou kom die Heilige Gees, en bring God hier. Wauw. Wauw. God kom naby my. Met Pinkster gebeur iets nuut. God woon nou in sy mense. Hy woon by sy mense. Hy woon saam met sy mense. Hy dra hulle deur as die trooster. In 1 Korintiërs 3 vers 16 en 17 sê hierdie woorde. Hy sê, weet julle nie dat julle tempel van God is en die Gees van God
in julle woon nie. As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend. Want die tempel van God is heilig. En dit is julle. Sit jou hand so op jou bors. Sit jou hand so, luister vir my. Sê ek is 'n tempel van die Gees van God. Dis wat hy sê, weet julle nie dat jy 'n tempel van die Gees van God is. Sê vir jou langs jou, ek is 'n tempel van die Here. Ja. Ek weet dit is vreemd om dit te doen, dit voel awkward, nee. Maar doen dit maar in elk geval. Jy moet verklaar, jy is 'n tempel van die Here. Jy moet, jou ore moet hoor wat jou stem sê, wat die geloof kom deur gehoor sê die stem. Nou sê jy, weet jy nie dat jy 'n tempel van God is? En dat die Gees van God in jou woon nie. As iemand, nou hier is die gevaarteken. As iemand die tempel van God skend, met ander woorde, as jy met jou liggaam goed aanvang wat jy nie moet nie. Jy skend hom, jy stel hom in gevaar, jy stel ander se liggaam in gevaar, wat doen jy? Jy skend die tempel van die Here. Hy sê, as iemand die tempel van God skend, wat gaan gebeur? Sê God, hy sal jou skend. Baie van die nonsens wat ons optel het ons self veroorsaak. Dit is 'n bietjie pak slaap wat jy kry. Hy sê, want die tempel van God is heilig, jy is heilig. Wat beteken die woord, die Griekse woord wat hy daar gebruik? Hy sê hagios. Hagios beteken om iets te vat en om een kant te sit vir 'n spesifieke doel. Toe die Here jou siel red, toe hy jou gemaak het, toe hy jou kind van God gemaak het, het hy jou gevat. Jy was in die wêreld, jy was 'n sonde en hy sit jou een kant vir die doel om tempel te word van God, sodat God in jou, met jou en deur jou kan werk. Deur jou kan manifesteer op 'n unieke wyse. Jy is 'n unieke tempel van die Here. Baie mense wil graag soos ander lyk en ander doen en hulle trek klere aan en hulle maak hulle hare so, dis hierdie, ek dink susters, onthou julle die TV net so kort uitgekom, toe was daar so ander dametjie, ek dink haar naam was Purdy. Jo, het so binne 'n paar maande toe dra al die vrouens Purdy hairstyles. Die jong mense sal nou nie weet waarvan ek praat nie, julle oumas vrou Purdy gelyk, want hulle het dit heel waarskynlik gedaan. Die Here wil nie ons moet soos ander mense lyk nie. My vrou se oupa was 'n diep toegewyde kind van die Here. En 'n ander pastoor se vrou sê vir hom, "Jong, is dit dat jy bietjie soos 'n broodhenning wees, jy's te ligsinnig." En nou kom hy daar by 'n broodhenning, ek het al julle al vertel, maar is lekker om party goed weer te vertel. Maar hy kom daar by 'n broodhenning, hy sê, "Broodhenning, jy moet my help." Want my vrou sê, jy is stil en waardig en die salwing van die Here is op jou. Hy sê, ek stil ligsinnig, hy sê, maar ek het nou 3 dae probeer om soos jy te wees, maar ek kry baie swaar, help vir my. En nou broer, kyk ons sê, hy sê, hoekom jy soos ek wees? Hy sê, nee, want jy is die voorbeeld van hoe diensdag van die Here moet wees. Hy sê, nee, maar die Here sal vir jou sê, ek het al so nie. Die Here werk net, hy werk net met oorspronklik, hy werk nie met koppies. Jy is nie 'n koppie. Jy is so spesiaal. Jy is so spesiaal. Jy is tempel van God. Jy is tempel van God. Kan jy dit hoor? Jy is 'n tempel. 'n woonplek van God. Verskoon tog. Die Gees is nie net krag nie. Dit is nie net 'n teenwoordigheid nie, maar dit is 'n persoon. Hy bring God persoonlik in jou. 'n Persoon wat jou troos, een wat jou leer, sê die Bybel, wat jou herinner aan alles wat Jesus gesê het. Hy is een wat jou leer en lei in alle waarheid. Hy is een wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy is een wat jou innerlik versterk en jou moed gee om aan te gaan. Broers en susters, ons dien nie 'n ver God nie. Nie 'n daar God nie. Ons dien 'n hier God. Jy as mens is nie God nie. Daar's partymal mense wat hierdie skrif nie lekker verstaan nie. Dan wil hy sê, jy's 'n klein Jesus en goed. Moenie sulke nonsens glo nie.
Dis nie wie jy is nie. Jy is 'n tempel van die Gees van die Here wat in jou is en saam met jou is. Maar hy help jou om die karaktertrekke van Jesus te ontwikkel in jou gebroke persoonlikheid, om jou menslik by te staan en te laat groei en geestelik te ontwikkel. Hy sê, ons dien nie 'n ver God, die Heilige Gees is God naby, in vreugde is hy daar, in jou lyding wanneer jy stryd het is hy daar, in jou onsekerheid is hy daar, in jou eensaamheid is hy daar, in jou oorwinnings is hy daar. Die Heilige Gees verander gewone mense. Dink aan Petrus. Voor Pinkster was Petrus maar bang en hy het Jesus ontken en verraai en hy was onseker, maar Pinkster toe word hy hierdie dinamiese. Wauw, toe staan hierdie bang ou wat gevloek het en gesê het, ek ken hom nie. Toe staan hy op en hy preek. Dit moes 'n awesome preek gewees. Ek meen 3000 mense. Toe ek bid vanmôre sê ek, ag Here, my ek is PJP prys. My eerste naam is Petrus. Ek sê Here, as die hy Petrus kon gebruik, die woord Petrus beteken klip, né? Of rots. Ek sê Here, ek weet ek bou 'n klein klipie. Hier in plek, maar ag Here, kan daar nie maar iets gebeur so op 'n stukig. As Petrus hier preek, maar God jou gryp deur sy kosbare woord, wat in hierdie ou Petrus, hierdie ou klippie verander as 'n instrument. Pinkster. Na Pinkster staan Petrus op, hy preek met vrymoedigheid en duisende kom tot bekering. Wat het verander? Petrus se persoonlikheid het nie verander nie. Wat het verander? Die teenwoordigheid van die Gees van God. Dit het verander. God gebruik dikwels gewone mense. Jy sê maar, ek kan nie dit wees nie. Ek is maar net 'n gewone ou, ek het nie opleiding, maar ons sien dat die Here gebruik Moses. Ek wil vir jou mense 'n woord sê verbore wat die ouer mense altyd gebruik. Moses het gestotter. Ek wil daarop die jou mense ken wat is die woord stotter. Beteken om te hakke. Toe ek verhoor daai woord so kyk dit tog ek dink nie ons jou mense ken daai woord nie. Moses het gehakke, maar God gebruik Moses om 'n volk te lei. Gideon was 'n bang ouetjie en toe die Here vir hom sê, wees gegroet dapper held, toe sê die Here, jy is by verkeerde adres. Hy sê, hy is by die slegste tribe. En sy gesin is die swakste klomp van die hele clan en die hele tribe. Hy sê, ek is die swakste van my pa. Ek is die ou wat maar net hier op die dorpsvloer werk. En die Here sê vir hom, die Here kyk na Gideon en hy sien nie Gideon se rangorde in die bevolking nie. Hy sien die Gideon se potensiaal. Hy sê, wees gegroet, dapper held. Ek sê vanmôre, julle is dapper helde, wees gegroet, as jy kan verstaan, dat God sien nie, soek nie volmaakte mense nie, hy soek gewillige mense. En as jy sê, Here, ek is maar net 'n ou klippie. Maar vat my, Here, gebruik my. Dan sal die Here jou gebruik, hy werk deur beskikbare mense, om hulle toe te rus met salwing en teenwoordigheid. Die Gees bring vuur, maar ook vrug. Dit is baie belangrik. By Pinkster was daar baie uiterlike tekens, die wonder van die rukwind, die vuur, die tonge van vuur, die geluid van die rukwind, en dan ook die wonder van tale, wat nog steeds 'n teken is van die vervulling met die Heilige Gees. Maar, en hier is vir my een van die iets wat gemis word vandag in die moderne kerk. Baie mense gaan net van die uiterlike goeders. Maar die mees dramatiese en dinamiese standhoudende transformasie wat deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees plaasgevind het, was die veranderde lewens. So belangrik dat ons sal sê, die kerk is nie net 'n klap waar mense kom vir 'n bietjie afleiding nie. As jou lewe nie hier verander word nie, is jy by 'n verkeerde kerk. As jy nie hier in die teenwoordigheid van die Here kom en sy woord jou nie transformeer nie, is jy by 'n verkeerde plek. Jy moet daar kom waar jy kom en sê, Here, ek gaan u woord vat. Laat u my transformeer, ek bær dit in my hart. Die vrug van die Gees wat deur my kom daar in soos wat Galasiërs 5:22. Hy sê die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. As jy as kind van die Here is,
En jy het nie hierdie dinge, dan het jy nog nie deur die volle transformasie van die Gees van God gegaan. Die verskoon nog, maar so 'n bietjie, lyk my het so 'n bietjie iets geërf daar in die hospitaal. Die Heilige Gees bring liefde waar daar hartheid van hart is. Bring vrede waar daar vrees en twis is. Bring hoop waar daar moedeloosheid is. Die wêreld het nie nog mense nodig wat oor die Gees van God praat nie. Maar mense, luister mooi, as genoeg mense wat oor die Gees van God praat. Maar die wêreld nodig het is mense waar die Gees van God sigbaar word deur die vrug, die transformasie van jou lewe. Pinkster gee krag om getuies te wees. Dit is so belangrik. Hy sê julle sal krag ontvang om my getuies te wees. Die Heilige Gees is nie net gegee vir emosionele ervaring nie. Die Heilige Gees uitstorting en invulling is gegee. Jy het 'n wonderlike emosionele ervaring. Jy het 'n dinamiese ingryping van God, is so belangrik. Maar hy is gegee dat jy die evangelie kan verkondig. Die eerste kerk het nie net op Pinksterdag gepreek en daar was 'n wonderlike ervaring nie. Nee, hulle het voortgegaan en die evangelie uitgedra. Hulle het die siekes bedien, hulle het armes gehelp, hulle het met liefde geleef. Hulle het teerstand verduur, maar die Here was altyd daar om hulle te help. Die wêreld het gesien en beleef hoe hierdie mense se lewens drasties verander is. God gebruik ons vandag nog by die huis, in ons gemeente, in die gemeenskap, tussen kinders en ander mense, wil God jou gebruik. Want hoekom sê hy, die Heilige Gees het op almal gekom wat teenwoordig was. Almal is vervul. Nie net die sterkes nie, nie net die geleerdes nie, nie net die geestelike elite nie, almal. Hy sê, is hulle nie dan mense uit Galilea het so 'n bietjie afgekyk op die klompie uit Galilea, want dit was net vissermanne wat daar langs die see van Tiberias of die see van daar's 'n Genesaret 'n vis gevang het. En nou sê hulle, kyk ons, hulle is eenvoudige mense. Maar hoe hoor ons hulle oor God praat in hierdie dinamiese wyse? God gebruik mense wat gewillig is. Hy sê op almal op julle seuns en julle dogters sal die Heilige Gees kom en hulle sal profeteer. Julle jongelinge sal profeteer, julle ou mense sal drome droom. En van God profesie ontvang, jy wil profeteer oor hierdie jong mense en ou mense wat gaan ontvang. Gaan lees die preek van Petrus daar oor op wie almal die Heilige Gees kom. Miskien voel u vandag geestelik moeg en droog en bang en onseker en jy wonder, ek is so sonder krag. Kan die Here by my kom en sê ek vir jou, as jy beskikbaar is, God se krag is vandag. Die Heilige Gees bring nuwe lewe, nuwe vuur, nuwe moed, nuwe hoop. Die disippels het voor Pinksterdag agter geslote deure gesit, maar na Pinksterdag het hulle die wêreld ingestap. Die verskil was die Heilige Gees het gekom. Mag ons op hierdie Pinksterdag weer bid, en dit is die gebed wat ek bid. Hy sê, Here, vul ons opnuut met die Gees, dat die vuur weer brand in ons lewe. Laat ons die stem hoor, laat ons lewe wys dat U in ons woon. Handelinge 4 vers 31 is vir my so pragtige teksversie. Hy sê, toe hulle klaar gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskik. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul. Ek bid vrymoedigheid die woord van God verkondig. Mag daar vandag nuwe vuur in hierdie gemeente kom. Nuwe vrymoedigheid, nuwe hoop, en nuwe verwagting wees. Mag die Here hierdie ou plekkie skud. En mag ons almal gevul word met sy soete Heilige Gees. Ons buig ons hoofde na bid. Liefdevolle Heer en Hemelvader, U woord sê toe hulle klaar gebid het, toe U gewerk. Here, ek bid dat U sal werk in hierdie gemeente op so dramatiese, dinamiese wyse, dat nie net hierdie gemeentelede nie, maar die dorp getransformeer word vanweë die absolute teenwoordigheid van die Heilige Gees, dat daar 'n dinamiese ingryping van God kom op 'n bonatuurlike wyse, dat hierdie week Heilige Gees ervaringsweek sal wees, dat ons Heilige Gees sal beleef, dat ons sal beleef hoe God werk,
En Here, die manne wat op pad is om ons te kom bedien, dat hulle sal met salwing sal kom, met krag sal kom, met woorde van wysheid sal kom, en dat elke een gevul met die Heilige Gees, met nuwe vuur en nuwe krag aangedoen word, dat elkeen wat vanmôre sy hand op sy bors gesit het en gesê, ek is 'n tempel van die Gees van God wat in my woon. O Here, betrek die tempels. Betrek die tempels, in woordende krag van God, woon in ons vanmôre, verbind met ons gees op 'n dinamiese, dramatiese, goddelike, oorwinnende, godsveranderende, gees se lewe veranderende ingryping van die Heilige Gees, en dat die vuur van God opnuut in elke hart sal brand, dat elkeen sal motiveer om aan te hou, tot daardie dag, wanneer ons kom aan en sê, kom huis toe my kind, oor min het ek jou aangestel, was jy getrou, oor veel gaan ek jou nou aanstel. Here, help ons om getrou te wees tot die dag, wanneer hy ons kom haal, om ewig met U te wees. Ek bid dat die salwende heerlikheid van die Here op hierdie gemeente sal rus, en dat die vuur van God hier sal kom. En Here, dat hierdie plek geskit sal word, elke hart en lewe, omdat ons lewens deur die wêreld gesien kan word as veranderde mense, want die vrug van die Gees van God word deur hulle geopenbaar. Dis my gebed op Jesus, wil ek dankie daarvoor. Amen. Amen.